Leerpapier vir jaar 2 stoffering vir die toets van die 12de Junie. Okay, ons begin met die verskil tussen 'n ottoman, 'n voetstoel en 'n hassok. So ons gaan eers kyk na die ottoman. Nou, ottoman is 'n laag gestoffeerde sitplek sonder 'n rugleuning of arms. Hy is gestoffeer, kan as 'n stoel, 'n voetstoel, 'n koffietafel en stoorplek dien. Hy is hol binne met stoorplek. Dan 'n voetstoel, 'n losstoel om voete op te rus wanneer jy sit, gestoffeer of nie gestoffeer nie. Die hooffunksie is om voete te rus wanneer jy sit en ons geen stoorplek nie. Laaste kyk ons na die hassok, 'n baie lae stoel of gestopte kussing wat dien as 'n voetrus of sitplek. Hy is gestoffeer, kan dien as 'n lae sitplek, voetrus of 'n kussing vir bid en daar is geen stoorplek nie. Ons beweeg aan na wet op gesondheid en veiligheid. Ons kyk eers na die wetlike vereistes. So wat sê die wet vir ons oor masjiene? So die eerste een is toesig oor masjiene. Die werkgewer of gebruiker van masjinerie moet bevoeg wees. Beteken jy moet weet hoe om dit te kan gebruik. Nie dink nie. Dink jy kan nie, jy moet weet. Beskerming van masjinerie. Elke werkgewer of gebruiker van masjinerie moet verseker dat alle masjinerie wat deur hom gebruik word, geskik is vir die doel waarvoor dit gebruik word. Met ander woorde, jy moet nie 'n hamer gebruik om 'n skroef in te draai nie. Dit moet ook op so 'n wyse geïnstalleer, bedryf en onderhou word dat die blootstelling van persone aan gevaarlike of potensiële gevaarlike toestande of omstandighede voorkom word. So waar daar gevare is, ons moet dit so installeer en gebruik dat die eintlik die goed wat kan gebeur voorkom word. 3. Bedryf van masjinerie. 'n werkgewer of gebruiker van masjinerie moet verseker dat elke persoon wat gemagtig is om masjinerie te gebruik ten volle bewus is van die gevare daaraan verbonde. So wanneer jy 'n kraamgeweer gebruik, weet jy, hy kan skiet en in jou oog tref. Hulle moet ook vertroud wees met die voorsorgmaatreëls wat getref of nagekom moet word om sodanige gevare uit te stel. So as jy weet, 'n stypel kan skiet, dra jy jou brille. Dan 4. Rapportering van insidente in verband met masjinerie. Elke voorval waarin die breek of mislukking van enige deel van masjinerie gelei het tot 'n vallende of vleiende voorwerp, masjinerie buite beheer geraak het as gevolg van die mislukking van 'n kontrole of veiligheidstoerusting en kon 'n besering veroorsaak het aan 'n persoon wat op of in sodanige masjinerie vervoer is of in die omgewing daarvan was, of die breek of mislukking van enige deel van die masjinerie waarin gas onderdruk is, het gelei tot die skielike vrystelling van sodanige gas, moet onmiddellik deur die betrokke werkgewer of gebruiker van masjinerie aan 'n inspekteur gerapporteer word. So, indien daar 'n insident met 'n masjien is, moet dit dadelik gerapporteer word. Ons kyk op bladsy 4, omgewingspraktyke. Eerste een is termiese vereistes. Termies gaan oor hoe warm of koud. Geen werkgewer sal 'n werknemer vereis of toelaat om in 'n omgewing oor 'n tydperk van 4 ure en minder as 6 grade te werk nie. Dit is meer vir mense wat in koelkamers werk en yskaste. 2. Beligting. Elke werkgewer is verantwoordelik vir elke werksplek wat verlig moet word. 3. Vensters moet sorg vir behoorlike beligting. 4. Ventilasie. 'n werkgewer moet verseker dat elke werksplek in sy onderneming op 'n natuurlike of meganiese wyse geventileer word. Huishouding. 'n gebruiker van masjinerie moet voldoende vrye en onbelemmerde spasie by elke masjien voorsien en in stand hou om dit moontlik te maak om werk sonder gevaar vir persone uit te voer. Dan laaste een, brandvoorzorgmaatreëls. Ten einde die ontruiming van 'n werksplek in geval van 'n brand te bespoedig, moet elke werkgewer verseker dat enige noodontsnappingsdeur uit enige vertrek of gang so gehang word dat dit na buite oopmaak. Dit moet ook vrygehou word en maklik en vinnig van binne oopgemaak kan word om vinnige en maklike ontruiming te verseker. So as daar 'n brand is, moet die deur na buite toe kan oopmaak en jou paadjie na die deur moet oop wees.
dit moet nie vir jou moeilik wees om ooit daar uit te kom nie. Okay, ons kyk na 5. Ons kyk na hierdie prentjie. Veiligheid en huishouding. Nou, 'n veilige en goed georganiseerde werkswinkel. As 'n werkswinkel 'n veilige en doeltreffende werksplek wil wees, moet dit goed georganiseerd wees en leerlinge moet alle gesondheids- en veiligheidsvoorligting of regulasies volg. Nou, goeie gedrag en 'n positiewe houding teenoor werk is ook noodsaaklik. Nou, 'n goeie voorbeeld van veiligheid en werkswinkelorganisasie word deur die letters aangedui. Ek gaan vir julle die prentjie wys en dan sal ek die letters lees. So ons kyk eers na A, hoë standaard van beligting. Nou 'n werkswinkel moet goeie beligting hê. 'n Swak verligte werkswinkel is gevaarlik, veral wanneer masjiene en gereedskap in gebruik is. Dan kyk ons na B, beveilig of geslote. Stoorkamers het dikwels gespesialiseerde rakke en rakstelsels wat materiaal, gereedskap en toerusting in plek hou. C, gestapelde gereedskap. Wanneer gereedskap nie gebruik word nie, moet dit weg van die werksarea geberg word. Gereedskap wat in die werksarea rond lê, is 'n gevaar vir struikel. D, daar langs die mannetjie, 'n netjiese werksbank. Nou altyd die werksbank vry van gereedskap en toerusting wat nie in gebruik is nie. 'n Onnetjiese werksbank kan daartoe lei dat gereedskap van die boonste oppervlakte afgeslaan word. Dit is moeilik om doeltreffend of veilig te werk as jou werksbank slordig is. E, sakke wat in 'n kas geberg word. Sakke wat in die werksarea gelaat word, is 'n struikelgevaar. Hulle is geneig om in die pad te staan van mense wat gereedskap en toerusting uit 'n stoorkas haal. So jy kan daaroor val. F, 'n goed georganiseerde gereedskapkas. Wanneer gereedskap behoorlik georganiseer en gestoor word, is dit maklik om te sien en bymekaar te hou. Gereedskap moet weggesit word wanneer dit nie gebruik word nie en aan die einde van 'n les. G, jasse op hangers. Jasse moet aan hangers gehang word of weg van die werksarea geberg word. Dan kyk ons na H. En net sy lettertjies soek, daar is hulle onder. Besems en borsels vir die skoonmaak van die werkswinkel. Tydens 'n praktiese les sal daar tye wees wanneer opruiming vereis word. Hou die banke en vloer vry van rommel. 'n Georganiseerde werkswinkel is 'n netjiese werkswinkel. I, hieronder, geen rommel op die vloer. Afvalmateriaal afsny en materiaal moet van die vloer af opgeborsel word. Dit is maklik om enkel op 'n klein stukkie afvalmateriaal te swik. J, wat aan die plakate wys. Veiligheidsplakate word duidelik vertoon. Veiligheidsplakate moet duidelik op die mure vertoon word. Inligting moet ook langs elke masjien geplaas word. Dit is 'n wetlike vereiste. K, slegs personeelarea moet duidelik aangedui wees. Daar kan 'n stoorarea of voorbereidingskamer wees wat by die werkswinkel aansluit. Hierdie kamers is slegs vir personeel as gevolg van die tipe gevaarlike masjiene wat hulle bevat en die berging van materiaal. Dan die laaste een, L, hier by die astrom, herwinning en rommeldromme. Werkswinkel moet ten minste 1 drom hê vir afvalmateriaal. Sommige werkswinkel kan herwinningsdromme hê vir 'n reeks materiale insluitend plastiek, metale en hout. Okay, ons kyk na bladsy 8. Ekskuus, ek moet dit mekaar. Stofferingsgereedskap en PPE. So 1 is 'n kraamverwyderaar, in Engels 'n tack lifter, om spykertjies of krammetjies van stoele af te lig sonder om die rond te beskadig. 2 is staaluniaal, gebruik een met imperiale en metrieke eenhede, aangesien sommige materiaalhandelaars die een of die ander meetstelsel kan gebruik. Stofmasker, gebruik 'n stofmasker om die stof uit jou neus en mond te hou. Skêr, swaarddienskêr of skaapskêr dra ekstra gewig in die lem, wat handmoegheid en krampe in lang tydperk van gebruik verminder. Nuts handskoene sal jou vaardighede vir baie stofferingsdalke benadeel, maar om die ou stoffering te stroop of
Lywerige meubelstukke te verskuif, sal dit ver gaan om jou hande te beskerm teen splinters, snye en selfs eelte. Merkkruite. Een van die aantal merkinstrumente wat handig te pas kom in stoffering. Dit word gebruik om materiaal te merk voordat dit gesny word. 7. Buigsame materiaalmaatband word gebruik vir die meet van stoelonderdele, waarvan sommige gebo kan wees en presiese afmetings vereis. Dit word ook gebruik vir die afmeet van materiaal, webbing ensovoorts. Ok, dan begin ons weer op bo met die pneumatiese kramgeweer. Net allemaal mooi inpas. Nou die werksel van die professionele stofferingswinkel, dit word gebruik om materiaalspons of webbing on 'n raam vas te kram. L-vormige winkelhaak word gebruik om die vierkantigheid van hoeke uit te merk, te meet en te toets. Hulle is relatief skor, so hulle help ook om materiaal af te weeg wanneer dit gemeet of gemerk word. Baie belangrik daar is dat dit kyk na die 90 grade hoeke. 10. 'n koordlose boor word gebruik om skroewe doeltreffend te verwyder en te vervang. 'n Stel van 15 tot 18 boorpunte behoort jou in staat te stel om die meeste take aan te pak. Dan 11. 'n broodmes wat ons gebruik om spons mee te sny. 12. Skuurpapier gebruik om materiaal van oppervlaktes te verwyder, om dit gladder te maak ter voorbereiding van verf of kleur, en gebruik saam met staalwol vir die beste resultate. 13. 'n voorskoot word gebruik om jouself te beskerm teen stof, vlekke, verf en enigiets anders wat kan val en op jou klere beland. 14. Self-intrekkende maatband. Natuurlik gebruik om enige iets te meet en kan maklik in die sak of gereedskapstel gedra word. 'n G-klamp, nuttig vir die beveiliging van raamherstelwerk. Dit is soos om 'n baie sterk paar hande te hê. Kyk dan by bladsy 10, gaan kyk ons na meet. Hier is dit vir my belangrik dat julle na die liniaal sal kyk en kan besef dat ons altyd by 0 begin meet. Dat millimeter die klein lyntjies is, en as jy 5 tel, het jy maar 5 mm, en as jy by 10 tel, het jy maar 10 mm, maar dit maak 1 centimeter, en wanneer jy iets in centimeter moet meet, en jy eindig sê nou maar hier, is dit 1,1234, 1,4 centimeter. Kyk dan, meet met 'n staalliniaal en 'n maatband, 'n staalmaatband en 'n materiaalmaatband. So die staalliniaal word gebruik om kleiner, reguit dele van materiale te meet. Die materiaalmaatband om kurwes te meet. Nou kurwes is goed wat rond is, so jou arm is rond, so daar is 'n kurwe wat sy meet. Dan die maatband van staal word gebruik om groot stukke hout en ander groot stukke materiale te meet. Dan beweeg ons na berekeninge toe. En ons gaan kyk na die omskakeling van millimeter, centimeter en meter. Nou hierdie formule gaan jou baie help, want 15 centimeter, daar centimeter, wat jy na millimeter toe moet verander, as jy die pyltjie volg is dit mal 10, so dis 150 millimeter. Selfs met 45 meter, wat na centimeter toe moet gaan, maal jy met 100, dan kyk ons hier na millimeter na centimeter, so jy 20 millimeter, jy wil centimeter hê, dan deel jy met 10. So 20 millimeter is 2 centimeter. En dan 75 centimeter, hoeveel meter is dit? Jy moet gedeel deur 100, dit is 0,75 meter. Dan gaan ons kyk na die omtrekoppervlakte en volume. Nou, ons gebruik slegs oppervlakte. Die omtrek en volume is net hier, sodat jy verstaan watter een is dit. Ons wil nie weet hoe ver gaan ons om nie, en ons wil weet nie wat kom binne nie. Ons wil die plat spasie weet. So as ons kyk na oppervlakte, die spasie wat 'n plat oppervlakte bedek. Dit word gemeet in vierkante eenhede, vierkante millimeter, vierkante centimeter, vierkante meter en vierkante kilometer, en jy bereken dit deur te sê lengte maal breedte. As ons na die voorbeeld hieronder kyk, lengte breedte, die lengte is 10 en die breedte is 7, so die oppervlakte is gelyk aan lengte maal breedte. Jy moet altyd daai sommetjie skryf. Dan sê ons is gelyk aan 10 wat die lengte is, maal 7 wat die breedte is, en dit gee ons 70 4
vierkante centimeter, so ons moet altyd daai klein tweekie onthou. En dan heel laaste is tegniese tekeninge. So as jy gaan kyk na daai stoeltjie, hoe gaan hy van bo af lyk? Jy gaan net daai houtstien en daai sitplek. Hoe gaan hy van voor af lyk? Daai is voor. Hoe gaan hy van die kant af lyk? Daai is aan die kant. En agter is dan nou ook dieselfde as voor. Baie sterkte.